Hartlike goeiemôre van my kant af. 'n Wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Nou die pink kleur van die flaminke kry hulle van hulle dieet af, soos byvoorbeeld alge en dan plante en dan ook die garnale wat hulle vreet. Nou daardie plante en alge wat die garnale dan ook vreet, het 'n sekere substansie in wat genoem word karotiede. En dit word dan opgeneem in die liggaam deur hierdie metabolisme wat hierdie pigmente dan ook in die vere dan ook instoot. Nou wat wonderlik is dat dit is dieselfde wat in die wortels en dan ook daardie rooi kleur wanneer die tamatie ryp moet word, dan ook dit vir hulle gee. Die kos word filtreer deur die water wat deur 'n spesiale gevormde snavel dan ook gebruik word, en hierdie snavel word dan ook kan ons sê onderste bo gebruik om dan daardie kos deur daardie snavel te filtreer. Wonderlik hoe die Here hulle gemaak het en ook die besondere wyse waarop hulle dan ook hulle kleur kry. Maar net so is daar 'n sekere kleur wat sekere mense dan ook openbaar in hulle geestelike lewe. En dit word ongeloof genoem. Ongeloof verhinder dat daar gebedes beantwoord kan word in baie mense se lewens. Jakobus 1 vers 6 dui juis daarop en hy sê vir ons, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word. Baie mense se gebedes word nie beantwoord nie, omdat daar twyfel in hulle harte is, omdat daar ongeloof is, en hulle besef nie regtig dat God is die ene wat eintlik wil kom antwoord en gebedes wil kom verhoor nie. En daarom maak hy hierdie oproep, maar wanneer 'n persoon bid, moet hy in die geloof bid. 'n Geloof is daardie wat jy werklik jou vertroue in dit stel waar jou bron van krag dan ook is. En as 'n mens sien ook in Jakobus 1 vers 7 en 8 sê hy vir ons, want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Watter persoon? Hierdie persoon wat twyfel, hierdie persoon word genoem dat hy 'n dubbelhartige man het, 'n dubbelhartige hart het. Hierdie man wat dan twyfel. Hoekom? Aan die een kant bid hy en hy vra, maar aan die ander kant is daar twyfel in sy hart en hy glo nie dat hy dit sal ontvang nie. Dit is ongeloof. En nou sê die woord van die Here, so man is onbestendig in sy weë. En dit is die man wat niks van die Here sal ontvang as hy so bid met daardie twyfel in sy hart nie. Daarom het Hebreërs 11 vers 6 ook vir ons sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, in die eerste plek, dat God bestaan, dat God die ene is wat dit moontlik kan maak, en 'n beloner is van die wat hom soek. Daarom het hy ook vir ons duidelik in sy woord sê dat ons moet bid, en hierdie gebed moet met geloof gepaard gaan. Nie daardie gedagte van ek glo, en op die ou einde van die dag glo jy nie in jou hart nie, maar werklik op die Here te vertrou, dat hy die ene is wat bestaan, en dat hy u sal beloon vir daardie gebed. Matteus 21 vers 22, en alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Dit is die Here Jesus Christus self wat hierdie belofte aan die mens kom gee. As ons werklik in geloof bid, dan sal ons ook ontvang. Dit is wat die woord van die Here sê, en ons moet op die woord van die Here staan, want sy woord is vas en sy woord is waar. Matteus 21 vers 22 sê vir ons, en alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Nou kom Lukas 11 vers 8 na verwys. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as wat hy nodig het. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. En dan in vers 10, want elkeen wat bid, ontvang. Baie duidelik dat die Here graag wil kom en deur ons geloof, ons gebedes ook kom beantwoord. Nie om in ons eie welleste dit deur te bring nie, maar binne die wil van die Here, wat hy ook wil hê, dat ons moet bid. En hy sal vir ons kom antwoord. Maar dat ons nie soos 'n ongelowige Thomas sal wees nie, maar werklik
vertrou en glo in die Here. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons geloof in U kan stel, want Here, dit is deur hierdie geloof waardeur ons ook gered is, en hierdie selfde geloof wat ons moet toepas, wanneer ons dan ook bid en glo dat U vir ons sal gee. Amen.